Stefan. Is maar net, ja, twee goedjies. Laat my sommer nou dink, die Vader het in die ou wet al gesê, geen baster mag in sy teenwoordigheid verskyn nie. En dit was net wat mense aanbetref, hoeveel meer wat die verbonde aanbetref. Ons kan nie in 'n basterverbond leef, so bietjie van die en so bietjie van daai, en dink ons sal voor Vader kan verskyn nie. Dis die een ding. Die ander ding is, wat jy net so aangeraak het, is dat die orde van Aaron kon ons net vat tot by die doderyk. Steeds Hmm. is doderyk toe gegaan, maar die orde van Melchisedek sê die siele sit voor Vader se troon in wit Ja, klere. En dit is die ja, verskil, dit is die orde van Melchisedek. En as ons in die ja. orde van Aaron wil leef, het jy reeds 'n probleem, want die deel wat ons in bewaring sou hou, het Yeshua kom toesluit. Hy het daai Hmm. gevangenes reeds gevange geneem, so daar is dan nie 'n plek nie. Daar's net die plek waar die ryk man is, wat dan in die doodryk is. So daar is Heeltemal reg. reuse probleme rondom die orde van Aaron, die implikasies wat dit inhou vir as ons dit sou wou hou. Ja, dankie Stefan. Wat jy sê is daar's nie meer 'n opsie vir doderyk toe gaan en later daar uit gered word nie. Dit is verby. Dit het gestop. Wat gebeur nou? Jy gaan nou of saam met die ou wat langs Yeshua gehang het na die paradys toe of gaan na die vuurkant toe waar die ryk man is in die doodryk. Maar die plek van afwagting waar Abraham was is nie meer daar nie. Net so is die ou verbond nie meer daar nie. Dis verby. Dit het geëindig. Nou is hy ons hoëpriester. Aaron se priesters kan nie ons priester wees nie. Dat is in elk geval nie meer een van 'n oor nie. Yeshua is ons hoëpriester, maar die orde van Melchisedek, nie die orde van Aaron nie. Yeshua mag nie my hoëpriester wees volgens die orde van Aaron nie. Met verandering van priesterorde vind daar noodsaaklik ook verandering van wet. Wat is die wet? Dis met letters op klippe gegraveer. Dis die 10 gebooie ook. Ons wil so graag 'n paar wette hou. Dis Aaron se wette. 25. Daarom kan Yeshua ook volkome red. Daarom kan Aaron ook volkome red. Hy kan nie. Daarom kan die priesterorde van Aaron ook volkome red. Hy kan nie. Hy was tydelik. Nou is ons onder die priesterorde van Yeshua, maar ons soek nog steeds die priesterorde van Aaron. Hoekom? Ek weet nie, dis menslik. Yeshua se eie gelykenis het gesê, jy kan nie nuwe wyn in ou sakke gooi nie. Jy kan nie die nuwe verbond binne in die ou verbond ingooi nie. Jy kan nie die ou verbond se wette binne in die nuwe verbond gebruik nie. Wat gaan gebeur? Die sakke gaan skeur en die wyn gaan uitloop. En dan sê hy, maar die mense hou meer van die ou wyn. En is vandag nog so. Wat is die ou wyn? Is die ou verbond. En die mense hou meer van die ou verbond. Hoekom? Want die ou verbond is vir die vlees geskryf. Dis letters op klippe gegraveer en jy kan dit lees en jy kan dit verstaan. En jy kan by die wet hou en doen wat volgens jou dan nou reg is. Nou is ons onder die nuwe verbond, nou is die wet in my hart geskryf, ek kan hom glad nie sien nie, ek kan hom nie hoor nie, ek kan hom nie verstaan nie, en nou voel ek wetteloos, en nou gaan ek terug na die ou wyn toe, en ek sê, kan ek nie maar onder die nuwe verbond leef, maar met die wet van die priesterorde van Aaron nie? Jy kan nie. Stefan se hulp wat hy vir ons gegee het met die vervulling van die wet oormeng is presies dit. Jy kan nie sy en wol saamdra nie. Nou wat 'n snaakse wet is dit? Jy kan nie twee soorte saad in dieselfde akker saai nie. Hoekom nie? Dit wys hierna. Jy kan nie twee verbonde probeer hou nie. Jy kan nie binne die Ou Testament en die Nuwe Testament gelyktydig wees nie. 25. Daarom kan hy ook volkome red die wat deur hom tot God gaan, omdat hy altyd leef om vir hulle in te tree. Nou sê 26, want so 'n hoëpriester was vir ons gepas. Hy is 'n hoëpriester. As jy nou gewonder het, maar is hy regtig hoëpriester? Sê die Bybel dit? Want so 'n hoëpriester was vir ons gepas. Hy mag nie hoëpriester wees volgens die orde van Aaron nie. Hy mag nie. Wat gaan gebeur? Die aarde sal hom insluit. Of God sal hom met vuur tref. Want hy is nie die nageslag van Aaron nie. Maar hy is nie in die priesterorde van Aaron nie.
Ekskuus as ek dit weer herhaal, maar weet iemand daar buite dit? Hoekom bly mense vashou aan die ou verbond? Jy mag nie. Dis die oortreding van die wet. As jy weergebore is, die Gees van God is in jou, dan weet jy. Maar jy word beperk as jy nog steeds teruggaan na die skaduwee van die wet toe. En die skaduwee van die wet is die wet van Moses. En die wet van Moses, die oomblik as jy van daai wette wil hou, sien nou maar die besnydenis, dan kom jy nie agter wat is die wet wat jy moet vervul in die nuwe verbond. Jy weet nie wat beteken die besnydenis in die nuwe verbond nie, want jy doen nou die besnydenis van die vlees. As jy waarlik Vader in jou hart het en jy het wegbeweeg van die ou verbond af, jy moet dit doen. Maar ek so baie klem lê op dit, het my lewe verander die oomblik toe ek dit doen. In watter opsig? Ek het die boek van Hebreërs gelees en ek kon nie verstaan wat daar staan nie. Dit wat ons nou gelees het is net vir my, ek verstaan dit nie, want ek was ook geleer, die 10 gebooie is nog daar. Ek moet nog die 10 gebooie hou. En dan sê hierdie, nee, ek het nie die 10 gebooie nie, maar ek bly die 10 gebooie terugtrek en dan beteken dit ek verstaan nie. Dis dieselfde as om van Israel te lees en jy trek die kerk daaraan. Dit maak net nie sin nie. So jy moet die hele ou verbond eenkant toe skuif en sê nee, voordat jy die nuwe verbond kan sien. Jy moet uit die tabernakel uitbeweeg, voor jy in die nuwe verbond kan ingaan. Jy kan nie in al twee wees nie. Jy kan nie na die skaduwee van die wet kyk en na die wet kyk. Jy kan nie die skaduwee van 'n persoon kyk en na die persoon kyk nie. Jy kan net op een van die twee plekke kyk. Solank as wat ons die skaduwee kyk, sien ons nie die werklike wet.